Zie was fantasties met die môre nie nou Groot FM 90.5, 8 minute oor 7 en dis altyd lekker om haar te verwelkom in die ateljee, ons spelterapeut Aret Burger saam met ons vandag. Môre Aret. Hallo, dis baie lekker om by julle te kuier, net koud. Ja, dis baie koud, maar ons gaan hierdie studio sommer warm aan die brand gesels, want ek voel baie passievol oor die gesprek wat ons vandag gaan hê. So die afgelope 2 maande het ons gesels oor hoe om jou kinders veerkragtig te maak en mentally tough. En jy het 'n paar goed gesê wat my laat dink het. En toe het ek gewonder oor ons as ouers en wat ons oordra aan ons kinders. As prins of per ongeluk, maar either way, natuurlik het ons 'n vingerprint op ons ouerskap en dit wat ons oordra aan ons kinders. Aret het Nina vir jou gesê hoe sy daaraan gedink het. Nee. Sy het spesifiek gekyk na daai crime dokumentêr van Jeffrey Dahmer. En toe sê sy, hoor hierso, daar's obviously goedjies oorgedra van ouers af na kinders toe, so ons moet dalk hieroor praat. Dis 'n moeilikheid. Nee, dit is meer iets wat jy sal doen. Maar anyway, okay. So, ek wonder nou, hoeveel van wat ons is, wie ons is, dra ons oor aan ons kinders en hoe werk dit? Nina, ek is so passievol oor dit waaroor ons gesels, want 'n baie groot deel van my werk gaan oor ouerbegeleiding. So ek gaan vandag probeer om nie te vinnig te praat nie, maar stadig, en dan gaan ons eerder volgende week aan. Okay. Want ek wil hê die ouers moet baie mooi hoor. Iemand het eendag gesê, I've heard it said before and it is true now more than ever. You teach what you know, but you impart what you live. Wow. En die waarheid is, en ons het dit al baie keer gesê, nê, maar kom ons sê dit weer vir die luisteraars, 75% van wie 'n kind is as gevolg van die omgewing en 25% is geneties. So, wat sê ek altyd, hoe kom ons by daai statistiek uit? Onthou, navorsing sê 800 boodskappe per sekonde gaan deur jou kind se oë. So jou kind het nie eintlik nodig om verskriklik te hoor wat hy leer nie. Hy sien outomaties en dit gaan lê in sy onderbewussyn en dit is waar ons natuurlik uitkom by die woord repetition compulsion of dit wat Dr. Perry sê. Hy sê onopgeloste trauma in ons lewe resulteer in die feit dat ons sukkel met konsekwente liefde en dissipline en selfregulasie en nou natuurlik tel ons kinders dit op. So hoe belangrik is dit, ons kinders staan eintlik op die skouers van ons sukses en dit wat ons sukkel om te vermag, nê? Dit is moeilik want dan kan jy op jou kop staan en hoeveel keer sê dit en dit en dit en dit, maar as jy dit nie self doen nie, gaan dit nie help nie. Ek dink ons gaan nou verder gesels met Aret spesifiek hierso oor, want soos wat ons gesê het, ons gaan vandag se gesprek opdeel dan nou in 2 dele. Ons sal vandag begin en dan sal ons verder aangaan volgende maand, want hier is regtig te veel wat ons moet bespreek en heeltemal te min tyd vir een segment. So bly ingeskakel, Aret Burger saam met ons terug net. Diplo met Would You Still Love Me, dis Groot FM 90.5. Ons spelterapeut Aret Burger saam met ons in die ateljee vandag. Altyd lekker as sy hier is. Ek voel ons raak by die oomblik wyser met al die inligting wat sy vir ons deel en dit is so van kardinale belang om al hierdie goeders te bespreek. Maar Aret het 'n interessante ding nou gesê en ek en Nini het al so, hoe kan ek sê, af van die lig af het ons dit ook al bespreek met haar dogtertjie wat ek sien met my sussie se seuns en so. Die feit dat daar 800 boodskappe 'n sekonde, nê, deur 'n kind se oë gaan wat hy sien. Nou, dit gaan lê dan nou in die onderbewussyn. Ja. So as dit nou eers daar in daai onderbewussyn is en 'n mens spreek dit nie aan nie of jy raak nie weer daaraan nie, los jy dit dan nou oop vir interpretasie vir die kind, want een of ander tyd gaan hy of sy nou dink aan wat daar gebeur het en probeer self sin maak daarvan, is dit nie? Ja. So die brein is ongelooflik, hy het 2 funksies om jou te beskerm en hy werk in patrone om daai patrone te voltooi. So die lekker ding is, dit wat ons wil hê kinders moet kan weergee, teruggee, leer, gaan oor die emosionele intensiteit van dit wat ons vir hulle leer. En daardie konsep wen altyd. So, hoe meer kere ek iets herhaal, hoe meer sit dit vas in die onderbewussyn, maar as ek dit met 'n sterk emosionele intensiteit vir 'n kind leer, sal dit wat in die onderbewussyn geleer is, altyd outperform, so net om by jou antwoord te kom. Maar my ding is, wat ons ook vroeër oor gepraat het, hoe voorkom ons dan nou? Dit wat ons is,
dat ons dit dupliseer in ons kinders. So die groot ding is, Doopie en ek wil vanmôre vir die mense sê, dis 'n kwaai antwoord, nee, ek is altyd die ewige optimis, maar hoogmoed en trots maak dat ons nie introspeksie doen oor wat ons eie swakhede en tekortkominge is nie, want ons ken nie meer onvoorwaardelike liefde nie. Ons is bang. Wanneer ons onsself ontbloot daar buite, sal iemand ons nie aanvaar vir wie ons is nie, en ons as ouers is in 'n ratreis, nie? Waar stop ons by iemand om vir ons bewus te maak? Daar's twee goed wat ek vir die luisteraars wil sê. Die eerste ding is, wie maak my bewus van dit wat ek is, of verkeerd doen? Daar sit een keer 'n pa in my kantoor, en onthou, ek is nie 'n psigiater nie, ek kan nie diagnoses doen nie, en ek sê vir hom, as ek so na jou kyk, lyk jy vir my depressief. Hy sê vir my, Aret, dink jy so? Ek sê sonder enige twyfel, en weet jy wat, hy het iemand gesien, en 2 weke later was dit 'n ander man wat daar by my aangekom het, want niemand het want amper 'n Springbok rugby speler, wie gaan vir hom dit sê, hoor jy, en 'n bewusmaking van dit, was 'n game changer, en daar's 'n ander voorbeeld van 'n vrou wat by my gesit het, sy kon net nooit oor haar egskeiding kom nie, en ek sê van, weet jy, vir my lyk dit eenvoudig, as ek na jou kyk of jy net nie energie het nie. Sy het iemand gaan sien, hulle het bietjie van medikasie gegee, 'n week later, toe sê sy, haar kinders sê, hulle het 'n ander ma in die huis, so nommer 1, bewusmaking, en die ander ding is, weet jy, dis 'n bietjie van 'n dieroefening, maar ek dink, ons moet stop en 'n breingolfanalises van ons doen, Nina. Dis ongelooflik. Hulle noem dit 'n kwantitatiewe elektroensefalogram. Dis 'n QEEG toets, né? Maar dis 'n breinanalise wat vir jou objektief op swart en wit wys. Is ek angstig? Is ek depressief? Sukkel ek met selfregulering? Want ek en jy is so gewoond aan dit wat in ons liggame aangaan en hoe ons funksioneer binne in dit, dat ons nie objektief kan, ons voel net geïrriteerd en ons dink dit is al die druk, maar in die tussentyd is dit daai simfonie van breinselle wat sekere deeltjies van ons brein moet reguleer, wat funksionerend is, en weet jy wat so groot wow is dit om te sien, hier is 'n kans vir my, om dit wat my kind in my sien ten opsigte van angstigheid, teneergedruktheid, of selfbeheersingsprobleme aan te spreek, en iemand is daar om my te help. En die oplossing van dit is ongelooflik goed. So sê jy dan, die manier om te keer dat want ons is almal mens, ons almal het iets, jy noem hulle so in 'n ry, en almal kan iets tik. Ja. Om te voorkom dat ek dit oordra aan my kind, is om eers te besef wat dit is wat ek oordra. 100%. Ja, jy moet bewus wees van dit, want onthou, mense betaal my geld om vir hulle die waarheid te gee, en dan kan ek vir 'n ma sê, weet jy is nou primêr verantwoordelik om die atmosfeer in jou huis te skep. You are the architect of the atmosphere. En kyk hoe lyk jy, dit lyk of jy die pineappel trofee wen vir die suurste vrou in die dorp. En weet jy wat, op die einde van die dag gaan kom daai kind lyk soos hy ma, daai kind praat soos hy ma, maar hoe gaan die pa moet dit verkieslik nie vir die ma sê nie, né? Dan is daar oorlog. Maar objektiewe persoon om te sê ek is bekommerd oor jou, en dis hoekom ek het 'n lekker vriendin, né? Ek noem haar my wingman. Sy is my accountability partner. Ek dink ons het elkeen so iemand nodig wat vir ons dodelik lief is, onvoorwaardelik, wat kan inspreek en sê, hier is dit het ek vanmiddag gedoen, wat sien jy, hoe lyk die patrone in my lewe, en as jy mooi kyk, Nina, kan jy goue draad deurtrek, dit kom dikwels van jou pa en jou ouma of jou oupa, dis gewoonlik, ek noem dit die sonde van die vaders, en dit is, weet jy, baie mense wil nie daaroor praat nie, maar die draad wat deurlopend is, my ouma grootjie is dood aan bitterheid, die ma is dood aan bitterheid, is ek vatbaar vir bitterheid, is ek vatbaar vir hartkwale, ek dink dit is so 'n ligte onderwerp nie, ek dink ons moet in diepte introspeksie doen en sien, wat doen ek verkeerd, wat gedupliseer gaan word in my kind, want ek het 'n invloed en 'n inspraak eintlik in 'n volgende generasie. Dis hoe ernstig hierdie kwessie is wat ons vanmôre aanspreek, voel ek nie. Ja, dit is verskriklik. So verskriklik ernstig, dink ek. So waar pas God se woord in hierdie proses in? Ek sê altyd vir die kinders, né? As daar nou koekieseep in jou huis lê, soos Reinhard Bonke gesê het, is julle almal skoon? Nee, Tannie. Wat moet jy doen met daai koekieseep? Jy moet hom optel en jy moet hom was, Nina. Die lewe het vir my geleer, ondervinding het vir my geleer, mense in my kantoor het vir my geleer, daar is 'n verskil tussen mense wat hulle self was in die waterbad van God se woord,
en mense wat glo dis nie meer nodig nie. Want die volle waarheid is, en ek onderstreep dit wat ons al voorheen gesê het, jou gewete word geaktiveer. As jy 'n ouer is wat sonder 'n gewete jou kind dissiplineer, die groot moeilikheid. Ons het nie 'n keuse as om onsself te was binne in die waterbad van God se woord nie. Ek luister 'n ding van Hailey Braun die naweek en sy sê, sy was jong getroud, toe sê sy vir die Here, hoekom is my man nie meer soos ek nie? Toe hoor sy die Heilige Gees sê, want hy's meer soos ek. Wow. Ja, en ek dink die Heilige Gees werk in ons om 'n diep werk te doen, om ons bietjie die eie ek te laat gaan en meer te word, soos wat dit wat God wil hê ons moet wees. So daar's 'n werk binne in ons, nie net die Heilige Gees nie, maar ons gewete wat geaktiveer word, wat 'n game changer is, 100%. Sure. Rita, maar jy weet nou hoe's ek wanneer dit kom by hierdie gesprekke. Ja, ek is voorbereid vir jou. Ek soek 'n praktiese maniere wat ons nou te werk kan gaan, jy weet. So is al 'n paar riglyne om seker te maak ek breek slegte gewoontes in my en dan nou my kind se lewe. Ja, kom ek, hier's die stappe. Die mense kan vir my mail, en dan gee ek vir hulle lekker kontaknommers en my lys. So, nommer 1, jy moet verantwoordelikheid aanvaar van jou goeie en jou slegte eienskappe. Jy moet maak seker alles wat jy wil hê jou kind moet wees, moet jy leef. Yes, ja. Sure, dit is moeilik. Breek doelbewus, consciously, patrone van die verlede. Gaan soek dit. Mense wil dit nie gaan soek nie. Sê ag, ek het dit oorleef, my kind sal dit ook oorleef. Breek doelbewuste patrone van die verlede. En sorry, Aretas, dit wil jy dan gaan hulp kry. Ja. Dat iemand dit vir jou uitwys. Ja, maar partymal moet jy net ook dood eerlik met jouself wees en vir jou vrou sê, kom ons sit dit op papier. Ons gaan nêrens heen nie, kom ons wees eerlik met mekaar. Kom ons help mekaar sonder om mekaar te verwoes. Bewuswording. Kry vir jou, soos ek hom noem, 'n accountability partner. Julle, dis 'n ongelooflike ding. Los blamering. Dis nie altyd iemand se skuld nie. Moenie altyd almal rondom jou die skuld gee. Hierdie kind is soos my ma of soos my vrou of soos my. Help die mense rondom jou. Dit is maklik om in almal te glo as dit goed gaan. Dit is nie so maklik om in iemand te glo as dit sleg gaan nie. Kom ons doen dit. Mindset verandering, natuurlik, en die laaste ding, herformuleer emosies wat die fundament is van persepsies en gedagtes en gedrag. Sjoe. Jo, dis 'n mondvol. Julle Dis 'n mondvol. Ons sit tot hier, hè? Ja. Ek het vir jou lekker lys gegee, doen. Ek hou van die lysie, want nou het ek werk om te gaan doen en 'n bietjie 'n paar goedjies af te tik, maar ek Kyk, dink jy kan jouself nog uitsort voor daai kinders kom, né? Ja. Ons ander is nou klaar knie, dat ons moet nou hier begin swem. nou, ek dink soos wat ek nou geluister het van wat Aret sê, dis nie te laat nie en dit begin by daai introspeksie, né? Ja. En deur kwesbaar te wees om te sê, weet jy wat? Ek is nie dit nie of ek is nie dat nie en dit is ook okay, maar kom ek werk daaraan sodat my kinders kan sien, jy weet, ek is 'n beter persoon en dan wat jy gesê, repetisie. Want dit help nie net ek is vandag is ek so en môre is ek anders nie. Ek moet konstant dieselfde patroon volg sodat ons daai idee by hulle los. Ja, en ek dink ook ek hou van die idee van die accountability partner, want ek dink mense is bang om ander mense se tone te trap. Maar as jy daai een vriendin het of vriend vir die manne wat jy na toe kan gaan en sê, "Hoorie, ek soek eerlikheid van jou en jy moet my help." Of dit my nou gaan seermaak of nie. Ja. En weet jy wat se baie oulike ding is? Jy so 'n bietjie met jou kinders geraas het. 3 van myne sit agter in die kar in 'n ry en ek sê, "En jy doen dit en jy doen dit en nou is dit julle beurt om vir my te sê wat doen ek?" Hoorie? Wow. En dan sê die een, "Mamma, dit lyk vir my of mamma so bietjie jammer raak vir mamma se self. Hou asseblief op met dit." Oh. Maar en daarmee sluit ek af. True sons and daughters don't question their value and we have nothing to prove. They live from their value and their actions carry and display it everywhere they go. So as ons volgens ons waardes leef, dan kan ons mos nou en dan hoor wat doen ons verkeerd en waar is ruimte om te groei, nê? En ek dink dit gee jou kinders ook nogals emosionele intelligensie om dit te kan identifiseer en dit te kan teruggee vir jou. Dit is amazing. Ja, en dit bring vir hulle sekuriteit om te weet die vinger wys nie altyd na my nie. Ons
is saam in 'n plek en 'n proses om te groei en om uitnemendheid te bereik. Hoe mooi is dit? Dis mooi. Aretta, hierdie gesprekke is altyd super waardevol. Dankie. Dit is ook ek dink hier is nog goetertjies wat ons aan kan raak. Dis hoekom ons volgende maand verder sal gaan met hierdie gesprek. Maar as jy dit nou gemis het, ons sal natuurlik 'n podcast ASAP vir jou op die Groot FM webtuiste sit. So gaan na grootfm.co.za. Altyd 'n plesier, Aretta. Dankie dat jy kom kuier het weer. Dankie dat julle my nooi. Ek's baie bevoorreg. Waardeer. Groot FM 90.5